Goeiedag. Vandag lees ek vir ons uit Psalm 15 vers 1 tot 2. Here, wie mag 'n gas wees in die tent? Wie mag tuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. God is heilig. Daarom kan mens nie sommer net in sy teenwoordigheid leef nie. Psalm 15 wys vir ons hoe iemand leef wat naby aan God wil wees. So iemand praat die waarheid, doen wat reg is, beskerm ander mense se naam en kies geregtigheid bo eie voordeel. Ons verhouding met God wys dus ook in hoe ons ander mense behandel. Om God te dien, gaan nie net oor kerk toe gaan bid of sekere reëls na te kom nie. Dit gaan daaroor om God se liefde, genade en heiligheid in ons daaglikse lewe uit te leef. Die manier waarop ons praat, optree en ander behandel, wys iets van wat in ons harte aangaan. Wanneer ons hierdie Psalm lees, besef ons egter gou dat niemand van ons regtig volmaak is nie. Ons almal maak foute. Ons sê soms dinge wat ander seermaak. Ons dink eers aan onsself en ons doen nie altyd wat reg is nie. As ons dus op ons eie goedheid moes staatmaak, sou niemand regtig welkom wees in God se teenwoordigheid nie. Maar die goeie nuus van die evangelie is dat God self vir ons 'n weg oopgemaak het. Jesus Christus het gekom om te doen wat ons nie kon doen nie. Hy het sonder sonde geleef en aan die kruis vir ons sondes betaal. Daarom sê Jesus ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Deur Jesus word ons met God versoen. Ons hoef nie eers perfek te wees voordat ons na God toe kan kom nie. Ons word verwelkom omdat Jesus ons dra en skoon was van sonde. Dit beteken egter nie dat ons kan leef hoe ons wil nie. Wanneer ons aan Jesus behoort, verander hy ook ons harte. Hy leer ons om meer regverdig, eerlik en liefdevol te leef. Ons toegang tot God hang dus nie af van ons eie volmaaktheid nie, maar van Jesus se genade en Jesus se liefde. Here Jesus, dankie dat ons welkom mag wees by U. Nie oor wat ons gedoen het nie, maar oor U genade. Dankie dat U die weg na die Vader vir ons oopgemaak het. Help ons om elke dag eerlik, liefdevol en regverdig te leef, sodat ons lewens iets van die liefde sal wys. Vergewe ons waar ons tekort skiet en verander ons harte deur U Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.